Welkom by hierdie oordenking. Dankie dat jy tyd gemaak het om stil te word in en saam met God. Ek hoop dat jy ook vandag en elke dag sal beleef dat hy jou op ongekende maniere help, dra, lei en aan jou wysheid gee. Ja, mag jy ook in hierdie oomblikke sy vrede en sy groot vreugde diep in jou hart beleef. Gee jouself tyd om net tot rus te kom en dan op hom te fokus. Modder is vir alle praktiese doeleindes 'n gemors. Dit is troebel water met sand gemeng en regtig nou nie iets wat ons aan die goeie of die mooi sal koppel nie. En soms voel ons lewens ook maar so half modderig en kyk ons na onsself en dink, ek is nou regtig nie die beste voorbeeld van skoon lewende water nie. Tog kan modder skoonheid bring, soos die lotusplant of soos ons dit meer algemeen ken as die waterlelie. Dis 'n plant met 'n lewensiklus en manier van groei soos geen ander plant nie. Hierdie besondere blom groei letterlik in die modderwater. Ja, in die slyk word 'n knoppie gevorm wat dan deur die water breek. En as hy deur die water breek, gaan hierdie ongelooflike blom oop. Verder nog gaan hierdie blom saans dan weer onder die water modder toe, net om weer die volgende oggend met dagbreek as hierdie pragtige blom deur te breek. Dis waarom die waterlelie die simbool is van hergeboorte, krag en veerkragtigheid. Die mooiste mense wat ek ken, is hulle wat al soveel keer in en deur die modder van die lewe deurgebreek het. Mense wat bitter swaar gekry het en met die minste tevrede moet wees, is dikwels hulle wat met 'n diep menslikheid en vrolikheid leef. Ek dink so baie daaraan as ek sien hoe arbeiders wat vanoggend 5 uur al moes opstaan, werk toe loop en dan lag en gesels. Of hoe behoeftige mense wat saam met 5 ander in 'n klein kamertjie moet bly, so lekker kan loop en sing. Ander kere weer verstom ek my oor mense wat al soveel meegemaak het, al soveel pyn en trauma beleef het. Juis hulle is wat ander se lewens met hul menslike skoonheid, opregte wysheid en omgee bederf. Dalk is jy vandag nie so blommerig nie. Is jy nie lus om die lewe en sy mense te omhels nie? En dis ook oukei om dan in die modder te gaan sit, solank jy dit saam met die Gees doen. Ja, wanneer ons in die donker van ons lewens by God bly, gebeur daar iets. Iewers in die modder se sit by hom, gee hy aan ons nuwe lewe, nuwe moed, nuwe krag om, ondanks, weer deur die water te breek, weer te blom, weer vreugde te wees. 1 Johannes 2 vers 5 sê, die liefde wat God gee, blom en bloei juis in hom wat gehoorsaam is en luister na wat Jesus wil hê. Kom ons bid vandag hieroor. O Here, soms sukkel ek om skoonheid raak te sien in die sinkhuisies langs die pad, in die nuus wat weer 'n korrupsie saak oopvlek, in die swaar en seer kry van mense, in dinge wat in en om my gebeur. Dankie dat U juis 'n Vader van moddermense is en dat U die een is wat vanuit die slegste die beste kan skep, wat vanuit die nie mooi skoonheid kan gee. Dankie dat ek in my moddertye veilig by U is, maar veral dankie dat ek elke oggend met nuwe moed kan opstaan, weer kan blom, omdat U genade ook daardie dag, vandag, genoeg sal wees vir my. Vandag wil ek blom, en ek wil daardeur vreugde bring aan 'n moddergegooide wêreld. Ja, ek wil in en deur U skoonheid wees waar ek die nodigste is. Groei my, Here, groei my in U lewende water, sodat ek lewe spreek, lewe gee, die lewe in al sy fasette voluit sal leef. Ja, Here, laat U liefde vandag ook deur my blom. Amen.